Welkom by Op die Tafel. Ek sit nou die dag met iemand in 'n gesprek en hy sê die volgende. Hy sê, ek het so baie foute in my lewe al gemaak. Ek dink nie die Here kan meer lief wees vir my nie. Of ek is nie meer 'n Christen nie. En baie keer, dit is Satan se tegniek. Hy kom met groot skuldgevoelens en probeer ons weghou van God af. Nou, die beste manier hoe ek hierdie situasie kan beskryf, is eintlik deur my huwelik. Ek en my vrou is hierdie jaar 15 jaar getroud en ons het al baie oomblikke gehad wat ons beklei. Ek weet, julle is baie heilig, julle beklei nooit daar by die huis nie. Maar ons het baie keer hierdie oomblikke gehad waar ons baie kwaad is vir mekaar of jy ken mos die stilstype, julle praat nie met mekaar nie. En in daai oomblikke kom ek vra 'n vraag. Is jy nog steeds getroud of is jy ewe skielik nie getroud nie? Maar dis hoe dit met God werk. Net omdat ons baie keer foute maak, beteken nie dat God nie lief is vir ons nie. Ons staan in verhouding met God. En selfs wanneer ek en my vrou beklei, dan sal ons altyd weer daaroor praat en ons sal weer na die tyd weer lief wees vir mekaar. Ons is nog steeds getrou aan mekaar. Wanneer ons kom by die verhouding met God, is dit presies dieselfde. Hoor wat sê hierdie teksgedeelte, Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Soms maak ons foute, groot foute en selfs klein foute. God bly lief vir ons. En ek sê altyd, want jou volwassenheid as 'n Christen kan gesien word oor hoe vinnig jy terughardloop na God toe, die oomblik wanneer jy fout gemaak het. So ek wil jou aanmoedig, gaan terug na God toe, al voel dit vir jou, God kan jy nie vergewe nie, want ek weet, sy genade is groter as wat jy ooit kan dink of droom. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, dankie dat U so getroue God is. Here, dat al maak ons foute, Here, U sê in die woord dat U lief bly vir ons. U arms is oop vir ons om terug te hardloop na U toe. Dankie dat ons in 'n diep verhouding met U kan bly staan. En ons sê Amen.